Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag 9 Desember 2025. Kom ons raak dit so vir 'n wyle stil. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Dankie Here dat U genoegsaam is in ons lewe. Amen. Mag daar vriende inderdaad vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons het die laaste hoofstuk van Filippense, vriende, Filippense 4, 'n baie mooi hoofstuk uit die aard van die saak. Paulus wat baie lief is vir hierdie mense in hierdie gemeente, eerste gemeente op Europese bodem, soos wat julle al reeds weet, waar hy vir hulle kom sê het, ek het julle baie lief en verlang na julle is my blydskap en my kroon. Ek bedoel, hulle is regtig 'n gemeente wat hom baie naby aan die hart lê, né? En daarom kom hy dan ook, en hy kom praat met hulle hierso in Filippense 4, die vers 4, wat ek en jy baie goed ken, en hy sê vir hulle, hoor hierso julle wat so 'n klomp spesiale mense is, ek is vir julle so lief, julle is die kroon van my lewe. Vriende, wanneer jy vir iemand dit sê, is dit dan iets besonders wat jy vir iemand sê, jy's die kroon van my lewe. Dit is 'n bietjie next level, né? En dan kom sê hy vir hulle, julle is my vriende, julle is die kroon, julle is my blydskap in my lewe. Ek wil vir julle 'n tip kom gee, sê hy. Hy sê vers 4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Nee, vriende, ek bedoel, hy kom praat met hierdie hartsvriende vir hom, hierdie mense wat sy kroon is, hierdie mense wat sy blydskap is, liewe vriende. Hy kom sê vir hulle, hoor hierso, as die een ding is wat ek vir julle kan sê, wat die lewe die moeite werd is, dit moet julle moet bly wees in die Here. En wat beteken dit om bly te wees in die Here? Dit beteken, liewe vriende, dat ek en jy dankbaar is vir wat die Here vir ons gedoen het. Ons is bly in die Here. Ons is bly in die sin, vriende, dat ons weet, wanneer ons 'n lewende verhouding met God, die drie enige God het, vriende, dan kom daar 'n vrede en 'n vreugde binne in ons, wat ek en jy kry by die Heilige Gees, wat Paulus van praat in Galasiërs 5:22. Vriende, kry ons 'n vrede wat hy later vir ons, wat hy al klaar vir ons gesê het, wat alle menslike verstand te bowe gaan, wat hy vir ons kom sê, né? Kom nou wanneer ek en jy daaroor gaan praat. So, hy kom sê vir hulle, hy sê, hoor hierso, wees altyd bly in die Here. Vriende, wanneer ek en jy bly is in die Here, dan sê ons en erken ons dat God die koning in ons lewe is. Wanneer ek, liewe vriende, bly is in die Here, kom sê ek vir die Vader, sê toch al met 'n uitroepteken hier, so sê ons teks vir ons, wees bly in die Here, wees altyd bly in die Here. Liewe vriende, die hele psalms is daarvan vol, hoe die Dawids en die ander psalmdigters die heeltyd God se naam loof, die heeltyd God by God is, waar hy Dawid kom sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm, maar dieselfde Dawid wat ook baie sê, Here, waar is die Here, waar is hy, maar Dawid wat altyd in die Here bly is, Dawid wat altyd hierdie lewende verhouding met God is. Daniel, 'n ander voorbeeld, vriende, wat Daniel in die Here is, hy's bly in die Here, maak nie saak wat se besluite hy neem, hierdie blydskap, hierdie vervuldheid met God die Vader, Seun en Gees, hierdie vervuldheid, vul hom so, dat hy nie bang is dat die koning hom in die leeukuil gaan gooi nie. 3 keer 'n dag maak hy sy venster oop, en 3 keer 'n dag is hy besig om te bid tot God, kom gee hy God die eer, vir God alles daar, liewe vriende, en op die ou ende dan op grond van sy godsdienst, is al plek waar hulle hom skuldig kon bevind word, in die leeukuil gegooi. En dan op die einde die koning wat hom daar kom uithaal, sê Daniel, het jou God jou gered, en hy sê, my God het my gered, en wat die koning aankondig, hierdie God moet aanbid word, né? Vriende, en dit is wanneer jy bly is in die Here, wees altyd bly in die Here, want jy vertrou God met jou lewe, of het goed gaan en of het sleg gaan, liewe vriende, of ek en jy sterf en of ons bly lewe, of ons kanker het, of ons beroerte het, of ons in 'n motorongeluk, wat ook al, ons bly in die Here. Dis wat Paulus ons sê, wees altyd bly in die Here. Paulus sê dit terwyl hy in die tronk is. Paulus sê dit, liewe vriende, waar hy onder haglike omstandighede was. Kom sê hy vir hierdie geliefde mense, sy hartsmense, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, dit is vir ons so belangrik, wees bly.
Wees bly. Vriende, wanneer ek en jy bly is, kom dit vanuit 'n dankbare gees. 'n Gees, liewe vriende, omdat ons weet, Jesus het vir ons gesterf aan die kruis, het ons geweet, Jesus het opgestaan, hy kom weer, liewe vriende, hy kom ons haal om vir altyd by hom te wees. Nou, dit is waar jou blydskap vandaan kom. Dit is hoekom ons 'n lewende hoop het ons vir mekaar by baie geleenthede sê waarvan Petrus praat, omdat ons glo in die opstanding van Jesus Christus. Daarom sê Paulus 1 Tessalonisense 4, daarom huil gelowiges anders. Hoekom? Liewe vriende, want ons verbly ons in die Here, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons weet ons is sy kinders. Ons weet ons is gered. Ons weet ons is in sy hand. Selfs wanneer dit met ons verskriklik sleg gaan, sal hy jou nooit verlaat nie. Kom sê Paulus, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly in die Here. Ek gaan net hier so stop, ons kan môre by die volgende gedeelte kan ons aangaan. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.